Goeiedag almal en baie welkom by hierdie kontaksessie. Ons gaan dan hier nie gesels oor een van die leereenhede spesifiek nie, maar ons het so 'n bietjie tyd om ook te kyk in die KABV dokument. Dis 'n baie belangrike dokument en julle gaan dit nog baie gebruik. So ons gaan hier bietjie dan gesels oor die dokument. Belangrik dan dat jy weet by wiskunde kry ons twee KABV dokumente. Een is vir graad R en die ander een is dan vir graad 1 tot 3. Nou in ONBS 121 en ook dan in julle prak 231 het julle dan die graad R dokument gebruik. Nou vir die module wat ons nou het en dan ook vir julle prak 3 en 4 gaan julle dan gebruik maak van die graad 1 tot 3 dokument. En KABV staan dan vir die Curriculum en Assesseringsbeleidsverklaring dokument, of as jy in Engels skool hou, dan verwys ons altyd na die CAPS document of dan die Curriculum and Assessment Policy Statement. As ons dan net eers 'n bietjie kyk na die agtergrond van hierdie dokument, dan is dit 'n omvattende beleidsraamwerk wat dan die inhoud, die assessering en ook die standaarde vir alle vakke van graad R tot 12 dan nou uiteensit. En die nasionale kurrikulum is dan wat skole in Suid-Afrika volg. Onderwysers gebruik dan hierdie dokument as 'n handleiding vir hulle lesplanne en ook vir assessering. En belangrik dan ook die KABV dokument wys vir jou die minimum vereistes waaraan leerders in elke graad of dan in elke vak moet voldoen. So die KABV gee eintlik vir jou daardie raamwerk dat jy kan sien elke leerder moet ten minste dit wat daar staan bereik en kan doen voor die einde van die graad. Partykeer werk ons dan ook, kan ek amper sê, bo die vereistes van die kurrikulum. En dit is nie verkeerd nie, omdat hierdie dokument vir jou die minimum vereistes aandui, wat die leerders moet kan bereik om dan nou na die volgende graad te gaan. Hierdie dokument is ook handig, want dit wys ook vir jou progressie van die inhoud van elke vak of dan elke leerarea of elke inhoudsarea soos by wiskunde. So dit wys vir jou hoe die inhoud dan stelselmatig meer kompleks word en hoe dit dan ontwikkel. So in die begin van hierdie dokument gee dit vir jou 'n mooi oorsig van wat moet gebeur. En hierdie KABV vir jou as onderwyser gaan dan jou gids wees om die inhoud ook uit te brei en te verdiep. Soos ek gesê het, jy kan dan bietjie meer doen, omdat hierdie net die minimum vereistes is. En nou kan jy hierdie vat en jy kan dit uitbrei en ook verdiep en dit dan ook so aanpas vir die skool waar jy is. In hierdie dokument kry ons dan nou die gewig vir die inhoudsareas van wiskunde. Nou julle weet reeds dat wiskunde word verdeel in getalle, bewerkings en verwantskappe, patrone, funksies en algebra, ruimte en vorm of dan geometrie, meting en datahantering. Nou in hierdie module fokus ons dan nou ook op die getalle, bewerkings en verwantskappe. En julle sal dan ook hier sien dat die grootste persentasie van wiskunde word dan gegee aan hierdie inhoudsarea. Nou hierdie inhoudsarea en die gewig wat dan toegeken word daaraan, het 'n tweeledige doel. Eerstens dui hierdie gewig dan vir jou aan, wat is die tydsduur wat benodig word om hierdie inhoudsarea te onderrig, en dit wys dan ook vir jou hoe die assessering versprei moet word. So dit beteken dat die grootste gedeelte van jou assessering gaan dan uit getalle, bewerkings en verwantskappe kom. So wanneer jy dan ook rapporte opstel, gaan daardie
jou grootste persentasie wees, gaan uit getallebewerkings en verwantskappe wees, dit wat jy gaan gebruik. Julle sal dan ook sien, dit verskil 'n bietjie van graad tot graad. Vir graad 1 is dit dan 65% getallebewerkings en verwantskappe, graad 2 is dit 60% en graad 3 is dit dan 58%. Maar wat julle wel kan sien, is dat meer as die helfte van die inhoud van jou wiskunde, wat jy in jou klaskamer doen, kom eintlik dan uit getallebewerkings en verwantskappe. En soos ek dan vir julle gesê het, dis ook hoekom ons dan 'n hele module spandeer net aan hierdie een inhoudsarea. So, dit gaan dan nou alles wees wat ons nou in hierdie module doen. Die getalbegrip, kardinaliteit, ordinale tel, breuke, plekwaardes, al daai konsepte wat jy dan gaan vind onder hierdie inhoudsarea, moet ons baie deeglik met die leerders doen en dit dra 'n groot lading dan van jou wiskunde by, is hierdie inhoudsarea. In die dokument kry jy dan ook riglyne oor hoeveel lesse jy moet aanbied. Kom ons kyk dan net na graad 1 en spesifiek na getallebewerkings en verwantskappe. In kwartaal 1 moet daar 22 lesse wees. In kwartaal 2 30 lesse, in kwartaal 3 28 lesse en in kwartaal 4 25 lesse. So in totaal vir die jaar moet daar dan 105 lesse wees wat net gegaan het oor getallebewerkings en verwantskappe. Elke wiskunde les behoort dan so 'n uur en 24 minute per dag te wees vir jou graad 1 tot 3 leerders, en onthou dan ook jy gaan dit opdeel. Jy gaan nou nie een konsep doen wat so lank neem nie en verwag dat hulle dan so lank moet konsentreer nie. Maar wat belangrik is dat daar in die algemeen 3 lesse per week aanbeveel word dan oor getallebewerkings en verwantskappe, en die oorblywende 2 lesse gaan jy dan, met ander woorde, daai 2,5 tot 3 ure, gaan jy dan tussen jou ander inhoudsareas verdeel, wat dan jou patrone, funksies en algebra, ruimte en vorm, meting en datahantering is. En daarom sê ons dan in alle opsigte dat die inhoudsarea van getallebewerkings en verwantskappe lewer die grootste bydrae tot wiskunde. En hierdie inligting is ook vir jou belangrik, want wanneer jy jou klasrooster gaan opstel en wanneer jy dan in jou eie klas is, moet jy dan ook weet hoe om hierdie indelings te doen. Julle het seker dan ook al gehoor van hoofrekeninge of mental maths, maar ek wil vir julle wys dat daar spesifiek 'n stukkie dan ook in die KABV is wat daaroor gaan, en dat dit vir jou wys dat dit baie belangrik is en dat jy elke liewe dag dan tyd daaraan moet spandeer as deel van die wiskunde. Nou, mental maths beteken eintlik maar dat die kinders amper wiskunde sommetjies uit hulle kop kan doen. En dit is so 'n bietjie drill waar jy dan nou drillwerk doen, waar jy werk met vermenigvuldigingstabelle of jou getalkombinasies, jou optel en aftrek somme, tel en veelvoude, daai tipe aktiwiteite val dan alles hier onder hoofrekeninge. En dit sê dan, voor jy 'n les begin, moet jy dan ook so 10 minute afstaan elke dag, om dan hierdie mental maths of hoofrekeninge te oefen. En dit kan baie verskillende goed wees, maar hierdie kan byvoorbeeld wees, jy gee vir hulle getal en sê, kom ons maak dit 5 minder, en hulle moet vir jou sê, wat is dit? Of kom ons maak dit 10 meer, en wat is dit? Of hulle moet 'n paar sommetjies vinnig doen, en kyk hoe lank het hulle vat om dit te doen. Jy kan konkrete apparaat hier gebruik, maar net eers eintlik om leiding te gee, en dan later moet dit amper deel wees van outomatisiteit, waar hulle nie die antwoorde kan gee, en waar hulle dan weet wat die antwoorde is. Maar belangrik, kyk dat dit staan ook in die KABV, en dit word ook beklemtoon. En hierdie help hulle dan ook met, soos ek gesê het, outomatisiteit en dan ook getalbegrip. Hier op bladsy 18 sal julle dan sien dat die KABV gee vir jou oorsig van elke inhoudsarea en dan die graad. En dit vervul 'n paar belangrike funksies dan.
Dis meer as net 'n samevatting. Hierdie gee vir jou 'n onderrigraamwerk, want dit wys vir jou wat die bedoeling dan is van die kurrikulum, en die oorsig wys dan ook vir jou wat is die inhoud en die vaardighede en die assesserings wat jy dan gaan moet doen. Dit gee amper, kan ek vir jou sê, die groter prentjie, sodat jy kan sien, maar wat moet die leerders bemeester in elke inhoudsarea en met elke konsep van graad tot graad. En die oorsig help jy dan ook om te verstaan, maar wat is die kernfokus van elke inhoudsarea? En dit wys vir jou, wat is die inhoud, wat is die vaardighede, en wat is die assesserings waarop jy dan moet fokus, wanneer jy dan ook meer formeel kyk na elke konsep. Nou hierdie gaan jy nie kan gebruik om jou lesse te beplan nie, want dit is waar jy baie keer die fout maak om jou lesdoelwitte hier uit te skryf. Maar jy kan nie, hierdie is nie spesifiek genoeg nie. Hierdie gedeelte van die KABV gee net vir jou die oorsig tussen wat die leerders in die vorige graad moet bemeester en wat hulle gaan moet doen in die volgende graad. So jy kan nie hieruit spesifieke lesdoelwitte skryf nie. Julle gaan sien dat dit gaan verder in die KABV word dit meer spesifiek. Maar hierdie deel is eintlik net om vir jou daardie padkaart en groter prentjie te gee van wat die leerders moet bemeester van graad tot graad. Ons blaai dan aan na bladsy 19 en onthou hierdie is nog steeds deel van die inhoudsarea getalle, bewerkings en verwantskappe. So die kolomme aan die linkerkant wys dan vir jou mooi watter konsepte is belangrik in die inhoudsarea. Ons kyk dan hier na getalsimbole en getalname, beskryf, vergelyk en rangskik getalle. So dit is alles dan nou nog deel van die inhoudsarea en dan kan jy mooi sien wat die leerders in elke graad moet bereik volgens die minimum vereistes. Hier op bladsy 20 werk ons dan nou nog met getalle, ons kyk dan ook na plekwaarde en probleemoplossing. En jy hoef nie hierdie tabelle uit jou kop uit te ken nie, maar jy moet ten minste kennis hê van in watter getalgebied werk die leerders, sodat jy weet wanneer jy goed moet uitwerk, met watter getalle moet jy werk. As ons byvoorbeeld kyk na plekwaarde, dan doen ons dit dan nog nie in graad R nie, maar in graad 1 moet hulle dan plekwaarde van 2-syfer getalle kan doen tot ten minste 20. En in graad 2 moet hulle plekwaarde kan doen van 2-syfer getalle tot ten minste 99. En dan sien ons in graad 3 werk ons met 3-syfer getalle en dan is dit tot 999. So jy gaan nie byvoorbeeld 'n aktiwiteit vir graad 3 leerders uitwerk oor plekwaarde en dan werk jy net van 0 tot 20 nie. Want jy moet weet watter getalgebied werk graad 3 leerders in wanneer hulle plekwaarde doen. Daarom is hierdie bladsye nogal belangrik vir jou net om daai kennis te hê en gaan maar net deur dit sodat jy net bewus is van in watter getalgebied werk watter graad. Verder binne die inhoudsarea van getalle, bewerkings en verwantskappe is daar dan op bladsy 22 optel en aftrek. Daar's herhaalde optel wat dan gaan lei tot vermenigvuldig. Daar is dan deling en dan is daar ook die hoofrekeninge. En daar wys hulle dan ook mooi vir jou in watter getalgebied moet graad R, graad 1, 2 en 3 werk wanneer jy dan nou besig is met hoofrekeninge. Hier op bladsy 23 is dan die laaste deel van getalle, bewerkings en verwantskappe, waar ons dan ook sien breuke vorm deel van dit, en ons sien dan ook dat daar nie vereistes is by graad R of graad 1 nie. So eintlik is daar dan nie formele vereistes daar nie, en as ons byvoorbeeld in graad 1 dan leerders wil blootstel aan breuke, dan sal ons dit op 'n baie informele wyse doen en meer deur te speel as
formeel, want eintlik is dit nie deel van die formele vereistes nie, maar dit is dan ook weer waar ons kyk, wat is die minimum vereistes. Maar eintlik is dit dan eers van graad 2 af, en daar moet hulle dan met halwes en kwarte en derdes en vyfdes kan werk, en dan sien ons as dit hier by graad 3 is dit dan halwes, kwartes, agstes, derdes, sesdes, vyfdes, wat hulle dan mee werk. So dit word dan ook progressief moeiliker van graad 2 na graad 3 toe, en dit word dan ook meer. Dan is daar ook buiten die oorsig van ons nou gekyk het per graad, is daar dan ook die oorsig per kwartaal vir elke inhoudsarea. Hierdie is dan weer 'n padkaart wat jou help met watter inhoud en vaardighede moet in watter kwartaal gedoen word. En hier word die werk dan nou al klaar in kleiner en haalbare eenhede opgebreek, sodat die leerders nie oorweldig word met dit wat hulle moet doen nie. Onderwysers sien dan ook hier presies watter kennis en vaardighede dan formeel na gekyk moet word in watter kwartaal. En elke kwartaal se oorsig bou dan weer op die volgende. Soos julle daar kan sien dan by telvoorwerpe moet hulle 10 konkrete voorwerpe kan tel in kwartaal 1, 20 konkrete voorwerpe kwartaal 2, 40 in kwartaal 3 en 50 in kwartaal 4. So dit sê dan ook vir ons, wanneer ons begin met die tel van voorwerpe, gaan ons nie dadelik begin van 0 tot 50 met die leerders nie. Ons gaan dit opbreek in die verskillende kwartale, sodat die konsep hulle ook nie oorweldig nie. En dit wys dan ook weer hoe dit weer eens progressief moeiliker word van die een kwartaal na die volgende kwartaal. Hierdie is nog steeds nie wat jy gaan gebruik om 'n les te beplan nie, omdat dit steeds 'n oorsig is en eintlik maar net daai raamwerk of padkaart vir jou gee oor wat in die hele jaar gaan gebeur in getalle, bewerkings en verwantskappe wanneer leerders dan nou voorwerpe tel byvoorbeeld. Wanneer ons dan verder gaan as die oorsig en ons kom hier by bladsy 94, dan is dit die deel van die KABV wat julle die meeste gaan gebruik wanneer julle lesse beplan. Hierdie een sê dan graad 1, kwartaal 1, getalle, bewerkings en verwantskappe. En nou sal julle sien dis opgebreek in die onderwerp wat dan nou tel voorwerpe is, die tweede kolom wat dan nou vereistes en begrip en vaardighede wys, dis vir die jaar. Julle sal onthou, ons het nou net gesien, hulle moet akkuraat voorwerpe kan tel tot by 50. Maar dan in die derde kolom wys dit vir ons die begrips- en vaardigheidsfokus vir kwartaal 1. As jy dan byvoorbeeld vir graad 1, kwartaal 1, 'n les oor tel voorwerpe gaan beplan, dan gaan jy kyk, goed, maar hulle moet voorwerpe akkuraat kan tel tot by 10. En dan gaan jy daardie gebruik vir jou getalgebied. Indien die getalgebied 'n bietjie groter is, gaan jy dit dan nou net motiveer en sê, maar hierdie is die minimum vereistes, maar dit is wat ek gaan gebruik. Dit doen jy in jou les. Hierdie uitkoms skryf jy net so neer as dit is die KABV vereistes. So jy gaan dit net so tik daar in die blok. En dan gaan jy kyk by die verduidelikende notas en onderwysriglyne. Maar wat moet hulle kan doen wanneer hulle voorwerpe tel? En dan sal julle sien, hier praat hulle van die telstrategieë wat ons geleer het. Hulle moet tel alles kan doen, hulle moet kan aantel, hulle moet weet wat die kardinale beginsel is en 'n begrip hê van wat is die kardinale getal. Hulle moet dan ook gegroepeerde en ongegroepeerde voorwerpe kan tel. So daardie notas gee dan ook vir jou idees oor wat jy in jou les doelwitte kan gebruik. Wat wil jy hê moet die leerders kan bereik wanneer hulle voorwerpe moet tel? En dan moet jy ook onthou dat daar altyd op jou prakmodules ook 'n video is wat vir jou mooi verduidelik hoe om 'n les te beplan. Gaan kyk altyd daai video's aan die begin van jou praktydperk. Dit help jou regtig baie.
Julle sal wel sien in die KABV gebeur dit baie keer dat daar niks staan in die derde kolom wat dan nou die begrips- en vaardigheidsfokus vir daardie kwartaal is nie. Soos byvoorbeeld hier by graad 1 kwartaal 2 ruimte en vorm. Jy wil dalk nou 3D voorwerpe doen en nou staan daar niks in die derde kolom vir die kwartaal nie. Dan gebruik jy wel die vereistes wat in die jaarkolom is, want sekere vereistes is jaarvereistes. Dit word nie kwartaal spesifiek ingedeel nie, want jy sal ook dan sien by die notas, dit sê dat dit word nie net in een kwartaal aangeleer nie. Hierdie is vaardighede waarna jy gereeld moet verwys en dit moet inoefen in jou klasaktiwiteite. En daarom gaan jy dit dan nou nie net spesifiek in die kwartaalkolom kry nie. En dan wanneer jy jou KABV vereistes wil neerskryf, dan gebruik jy wel die jaarkolom as dit dan nou so lyk. Ek hoop die kontaksessie was vir julle insiggewend en dat dit vir julle 'n vertrekpunt gee van hoe julle lesse dan nou uit die KABV gaan uitwerk en ook dat dit vir julle sin maak in terme van die module, want wanneer jy 'n opdrag kry en dit spesifiek vir 'n sekere graad of 'n sekere kwartaal, dan is dit belangrik soos ek gesê het dat jy gaan kyk as daar 'n getalgebied is, watter getalgebied moet ek gebruik en hoe moet ek hierdie konsep dan ook vir die leerders aanleer. Wanneer die KABV nie reg gebruik word nie, dan is dit moeiliker ook om lesdoelwitte te formuleer en die lesdoelwitte is vaag en dit is nie noodwendig spesifiek nie. Maar wanneer jy regtig verstaan hoe hierdie dokument werk, dan kan jy lesdoelwitte skryf wat spesifiek is, wat duidelik is en ook wat ouderdomstoepaslik is vir die leerders. Ons gesels dan binnekort weer. Totsiens almal.